Shalom geliefdes, dis weer 'n wonderlike voorreg vir Olyftak Bedieninge en Tehillah Studiesentrum om u welkom te heet by ons skrifporsie nommer 6. Hierdie skrifporsie se naam in Hebreëus is Toldot en dit beteken nageslag of familie of geskiedenis. Mag u kuier saam met ons heerlik wees. Die leesgedeeltes van skrifporsie nommer 6 Toldot is uit die Torah, Genesis 25 vers 19 tot 28. Uit die profete en geskrifte het ons hierdie week gelees Maleagi 1 tot 2, asook die kortboek van Obadia. Vir my 'n wonderlike boek. Uit die goeie nuus het ons uit Romeine 9 en Efesiërs 6 gelees. Kom ons begin eers by Abba se troon. Wonderlike Hemelse Vader, ons eer U as die skepper van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Kom leer ons asseblief vandag uit U woord, om ons vaardig te maak as U verteenwoordigers hier op aarde, wat tans so vol ellende is. Help ons om te verstaan en skoei ons voete vir die bereidheid om vir U diensbaar te wees. Ons vra dit in die naam van ons Messias en Koning. Omdat ons in die goeie nuus bietjie gaan lees oor Efesiërs 6, wil ek graag vir ons net so ietsie oor die geestelike oorlog hier by ons studie sit. Ons leef in 'n tyd waar die vyand wil seker maak dat hy almal wat ons koning en Messias dien en liefhet, die onderspit hel. In Israel, net soos hier in ons lewens, is die oorlog nie net die fisiese oorlog nie, maar ook 'n geestelike oorlog. Die ou geveg teen Esau wat Edom rooierig beteken is, en uiteindelik die Filistyne, die Palestyne, kom ons nou, en ons hou dit in gedagte tydens die studie. Kom ons waak en bid daarteen dat die vyand ons oorrompel, en ons teen mekaar laat draai. Dit is tog belangrik dat ons, wat Abba liefhet, by mekaar sal staan. Al verskil ons soms. Kom ons lees uit die Torah. Genesis 25. Die geliefdes, ons kom nie meer op 'n meer gepaste tyd hierdie skrifporsie behandel het nie. Abba sê aan Rivka, soos die vertaling wat ons ken, sê Rebekka, nadat sy verstaan het hoekom haar tweeling so stoei in haar baarmoeder nie. Genesis 25 vers 21. Itzhak, dis nou Isak, het gebid tot Jotywafai namens sy vrou, want sy was onvrugbaar. En Jotywafai het sy gebed verhoor, sodat sy vrou Rivka swanger geword het. Die seuns het teen mekaar baklei binne in haar. Toe sê sy, as dit reg is so, hoekom leef ek? Sy het gegaan om van Jotywafai te vra. En ons vader Jotywafai het haar geantwoord. 2 nasies is in jou baarmoeder, en 2 volke sal geskei word vanuit jou liggaam, en die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. Sjoe, wat 'n profetiese gedeelte, geliefdes. Die interessantheid van hierdie feit is dat die Palestyne, die Edomite, waarteen Israel nou veg, is direkte afstammelinge van Esau. Gaan kyk maar gerus na die volgende dokumentêre film. Terloops, Edom, die nageslag van Esau, kom van die rooi kleur van Esau se hare, en blykbaar ook die rooi lensies op waarvoor hy sy geboortereg verkoop het. Jy kan maar gerus Genesis 25
vers 24 en 30 gaan lees. Jy kan net klik op daardie skakel van die YouTube video wat ek aanbeveel. Ek haal ook net graag aan uit Genesis 24 vers 60. Hulle het Rivka geseën en vir haar gesê, ons suster, mag jy die moeder van duisende, van 10.000 word, en mag jou nageslag die poorte van die wat hulle haat in besit neem. Sjoe. Ons beleef die profesie van Genesis 25, vers 21 tot 23 en 60, voor ons oë in die Gaza-oorlog en ook die Hezbollah-oorlog. Al die moslems trek saam teen Israel. Later sal ons die hele profesie in Obadia kan bestudeer. Vergun my dat ek vandag vir u enkele gedeeltes van die Rabbi San se aanhalings in sy inleiding tot die skrifporsie gee. Dit is so briljant dat ek dit nie kan oorskryf of vertaal nie. Hier kan u die link kry as u dit self wil gaan lees. Die Rabbi San skryf so mooi. Torah's 6th parsha of parasha Toldot introduces the covenantal discipline of facing and dealing with antitheses. In telling us the stories of Yaakov and Esau, and showing us how the vast differences in the personalities, priorities, and worldview of these two fraternal twins serves the divine purpose of bringing out first the worst, but ultimately the best in each other. The narrative teaches us important things. And lessons of what it means to walk with the Holy One in real time. Why does the benevolent Creator regularly exposes us to contrary, unpleasant, blustery, lusty, and sometimes downright dangerous persons? We will never understand, but let's see what Abba plans for us. Rabbi San skryf ook oor ons opleiding in Abba se diens. It is an essential part of our special forces training. If we are going to serve effectively in our assigned roles as agents of divine redemption, we cannot be weak, soft, lazy, thin-skinned, and easily provoked. We cannot live in an ivory tower. We cannot shy away from challenges. We cannot hide from conflict, from friction, or from danger. We cannot wallow in victimization, judgmentalism, cynicism, indignation, daai groot woorde, or outrage. We must learn not to overreact to bad behavior or ranting or threats of violence. We must be ready, willing, and able, in season and out of season, to calmly, patiently de-escalate situations of overwrought emotions and to defuse ticking time bombs and out of control ideology. We cannot expect to live in a utopian society where everybody sees every situation through the same lens, thinks and feels the same way, agrees on politics, religion, priorities and methodology, gives unconditional love, and speaks nothing but what we want to hear. We cannot even expect that we ourselves
will see things or do things right. 100% of the time, we must learn to deal with challenges, suffer insults and indignities, patiently watch for and wait for opportunities that Allah brings on our pathway, and learn not to let either guilt over our own mistakes or the bad attitudes, words, reactions or behaviors of our others take us out of the game. How does the Holy One prepare us to deal with this? He trains us in the essential skills of kingdom de-escalation. Mistakes are expected, and dealing with the consequences of our mistakes is an essential part of our special curriculum. Torah begins this training protocol by introducing us to the two main synergizing, counterbalancing personas of this world. First, there is the Esavian persona. People of this persona are content to stay all wrapped up in that which is fleshly, that which is temporal, that which is material, that which is visible, that which is physical, that which is shallow and sensual, that which is sentimental, and that which appeals to the emotions, to the pseudo-intellect, and to the ego. On the other corner is the Jacobian persona. People of this persona are constantly seeking a higher path, one that transcends flesh, emotion, physicality, pseudo-intellect, and ego. Instead of obsessing over the fleshly, the temporal, the material, the abstract, and the conceptual, he seeks to stay connected at all costs with the spiritual, the eternal, the infinite, and immortal, instead of focusing on that which is seen. He or she pursues the hidden things of the unseen realm, instead of obsessing over the physical, emotional, or conceptual, tries to stay focused on that which transcends time, space, and language, instead of being fixated upon either the cheap adrenaline-induced highs of interpersonal drama or the shallow dopamine-enhanced pleasures of sensuality like people of the Esavian persona. Onthou hy wou die lensies op hê, né? Those of the Jacobian persona keep searching out the deeper delights of the Creator's will, ways, words, and wonder, instead of getting caught up in sentimentality, and that way the Esavians do. The Jacobian keeps pursuing purpose, meaning, mission, and transcultural, transgenerational callings, resisting the fleshly emotions, passions, and appetites of fallen man that entrap. The Esavian, the Jacobians keeps pressing into the long-range vision, the compassionate heart, the brilliant, ever-creative mind, and the grand redemptive plan of the Holy One. Gaan lees gerus die res van sy uitstekende narratief op sy webwerf, Rabbi San. Die res van die porsie, nadat die twee seuns groot geword het, met teenoorgestelde vaardighede, persoonlikhede en passies, sy geskiedenis ken ons maar te goed. Esau verkoop sy geboortereg, wat wys hoe min waarde hy daaraan geheg het, en later tot Isak se skok, seën hy op sy sterfbed sy jongste seun Jakob. Die vroeëre
profesie kom tot vervulling, en uit vrees vir Esau se vergelding en sy lewe, vlug hy die wildernis in. Genesis 27 vers 8. Esau vra vir sy vader, het u net een seun, my vader? Seën my ook, my vader. Esau het stem opgelig en gehuil. Sy vader, Jitsak, antwoord en sê vir hom, let op, jou blyplek sal wees in die vetheid van die aarde en die dou van die hemel daarbo. Jy sal deur jou swaard leef en jy sal jou broer dien. Maar dit sal gebeur as jy rusteloos raak, jy sal sy juk van jou nek afbreek. Esau het Jakob gehaat as gevolg van die seën waarmee sy vader hom geseën het. Dis so jammer en ons sien nog steeds daardie haat. Genesis 28 vers 1. Jitsak het Jakob geroep en hom geseën en hy het hom bevel gegee en gesê, jy mag nie 'n vrou uit die dogters van Kanaan vat nie. Staan op, ga na Padan Aram, na die huis van Betuel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. Net soos Jitsak sy slaaf gestuur is in die vorige porsie, so stuur Jitsak nou vir Jakob. Mag El Shaddai, die magtige God, wat meer as genoeg is, jou seën, jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy menigte van volke mag word. En mag hy jou die seën van Abraham gee, aan jou en jou nageslag saam met jou, sodat jy die land waarin jy 'n besoeker is, in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. Hy het na Padan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betuel, die Arameer, die broer van Rivka, die moeder van Jakob en Esau. Geliefdes, dit is sulke wonderlike geskiedenis, maar ook partykeer baie moeilik om die grootheid van dit alles te vat. Uit die profete en geskrifte gaan ons uit Maleagi eers lees. Gaan lees asseblief die hele hoofstuk 1 tot 2 vers 7. Ek gaan net vir u 'n paar verse lees. Die profetiese openbaring van die boodskap van Jotai-Wafai aan Israel deur Maleagi. Ek het julle lief gehad, sê Jotai-Wafai, maar julle vra waarin het u ons lief gehad? Was Esau nie Jakob se broer nie? Verklaar Jotai-Wafai, tog het ek Jakob lief gehad, maar ek het Esau gehaat en ek het sy berge 'n verlatenheid gemaak en sy erfenis aan die jakkalse van die wildernis gegee. Alhoewel Edom sê, ons is neergeslaan, maar ons sal terugkom en die puinhope ophou, sê Jotai-Wafai Tsawahot, God van die leerskare, né? Hulle mag bou, maar ek sal dit afbreek en mense sal hulle noem bose grondgebied en die volk waaroor Jotai-Wafai verontwaardig is vir ewig. Vers 5. Julle oë sal dit sien en julle sal sê, Jotai-Wafai word groot gemaak buite die grense van Israel. Sien daardie profesie waar word. Uit die kort boek van Obadia gaan ons ook net 'n paar verse vir u lees, maar lees asseblief die hele boek. As u nie hierdie week dit gedoen het nie, gebruik die Shabbat en lees dit. Die visioen van Obadia, so sê Jotai-Wafai, Elohim aangaande Edom. Ons het 'n verslag vanaf die teenwoordigheid van Jotai-Wafai gehoor en 'n boodskapper is uitgestuur na die nasies om te sê, staan op teen haar in die geveg. Let op, ek sal jou klein maak onder die nasies. Jy word baie verag. Die arrogansie van jou verstand wil en emosie het jou bedieg in jou hart, né? Jy wat in die rotsklowe bly, in die hoogtes en wat jou gedagtes sê, wie sal my afbring aarde toe? Sien ons nie baie van daai verklaringe deesdae uit die moslimlande nie, né? Vers 4.
Al bou jy so hoog soos die arend, al maak jy jou nes tussen die sterre. Hoofletter ek sal jou van daar af afbring, verklaar Jotawafai Elohim. Vers 12 van Obadja. Moenie lekker kry oor die dag van jou broer, die dag van sy teëspoed, en moenie jou verheug oor die seuns van Juda op die dag van hulle vernietiging nie. Ja, moenie spog op die dag van hulle benoudheid nie. Moenie die poort van my volk ingaan op die dag van hulle ramp nie. Ja, jy moenie lekker kry oor hulle katastrofes op die dag van hulle ramp nie. Moenie hulle rykdom buit op die dag van hulle ramp nie. Vers 14. Moenie op die kruispad staan om sy vlugtelinge neer te slaan nie, en moenie sy oorlewenes in die tronk gooi op die dag van hulle benoudheid nie. Want die dag van Jotawafai kom nader oor al die nasies. Soos jy gedoen het, sal dit aan jou gedoen word. Jou handelinge sal op jou eie kop afkom. Vader, geliefdes, ek wil amper begin bid, want ek word hoendervleis as ek hierdie profesie lees. Kom ons gaan na die goeie nuus. In Romeine 9, vers 8 gaan ek vir u lees. Dit is, nie die wat kinders van die vlees is kinders van God nie, maar die kinders van die belofte word gereken as nageslag. Want dit is die boodskap van die belofte. Op die bepaalde tyd sal ek kom en Sarah sal 'n seun hê. Nie alleen dit nie, maar ook met Rivka wat swanger was, deur een daad met ons vader Jitsak, voordat haar kinders gebore is, en nog nie enige goed of kwaad gedoen het nie, is die keuse van God openbaar, sodat dit kon staan, nie vanuit dade nie, maar vanuit hom wat roep. Vers 12. Van hom wat van roep is gesê, die oudste sal 'n slaaf wees van die jongste, net soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan daarom hieroor sê? Dat daar boosheid is by God? 'n verwerplike gedagte? Let op. Ook vir Moshe sê hy, ek sal liefde wys vir wie ook al ek lief is, en my ontferming wys oor wie ook al ek my ontferm. Mag ons nooit daardie ontferming van Abba Vader verwerp nie. En ek lees graag vir u uit Efesiërs 6. Trek al die wapenrusting van God aan, sodat julle in staat is om staande te kan bly teen die strategieë van die teestander. Want julle geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die heersers, teen die autoriteite, teen die heersers van hierdie wêreld van duisternis en teen bose geeste onder die hemel. Trek daarom al die wapenrusting van God aan, sodat julle in staat kan wees om die bose een, een vir een, die bose een vir een, te konfronteer, en wanneer hulle gereed is, in alle dinge sal julle staan. Wanneer julle gereed is. Geliefdes, voor ons afsluit, wil ek graag die Tehillah Studiesentrum weer aan u bekendstel. Ons bied wonderlike kursusse aan van volgende jaar af, waar ons altyd net Hebreëse kursus en disippelskap aangebied het, gaan ons nou ook baie kort kursusse aanbied, van 1 of 2 lesings. Ons gaan 'n jaarkursus wat in 2 semesters opgedeel is, semesterkursusse. Die belangrikste een is die pad van waarheid, of die Pathway of Truth, wat beplan word vir mense wat meer wil weet van die pad van waarheid. Daar gaan wonderlike kursusse oor Bybelse olies, oor die gawes, die genadegawes van ons Abba Vader wees. Daar gaan oor gesondheid, oor Israel, en om counselors, beraders op te lei wees. Dan gaan ons
ook eindtydstudies, wat nie eers in hierdie lys opgeneem is nie. Ons gaan eindtydstudies bestudeer, en dan gaan ons ook baie kursusse aanbied, om die bruid te klee, die bruid aan te trek, die bruid voor te berei, vir ons Messias se koms. So, kontak ons gerus, as jy meer wil weet. Het sal vir ons heerlik wees, as u wil inskryf, en vroeë inskrywings kry spesiale afslag. Dit wil sê, as u hierdie jaar nog inskryf. Gaan kyk ook gerus op ons webwerf, waar u meer oor die kursusse sal kan lees, en daar's 'n knoppie wat u kan druk, en u kan die inskrywingsvorm kry. Hier is die bibliografie wat ons gebruik het, en mag Abba julle seën en beskerm in die res van hierdie week wat kom. Abba Vader, baie dankie dat ons tot eer van u naam kan lewe. Ons wil graag u kinders wees. Ons wil graag eenkant gesit, set apart lewe. Help ons daarmee in elke dag se stryd en konflik. En help ons om nooit teen mekaar te draai nie, maar help ons om altyd in liefde te handel, veral met ons broers en susters. Dankie Abba Vader vir die liefde en die genade. Shalom, tot volgende week. Beshem Yeshua.